Duik nou saam vir kuier onder die branders. Met die groot vyf van die see, wie dan anders? 'n Soutwater see lees oor geloof in ons Vader, wat gereed staan om in liefde aan ons te kan nader. So wikkel jou letter, maak vislippe, vat vyf met 'n vyf. Hier kom 'n ding, die groot vyf kom vir ons 'n boodskap bring. Gee terug my skat, jou skatte ja. Mosie, my hart, welkom terug. Jammer dat my leerwerk so vervelig is, dat jy aan die slaap raak. Hoe dink jy moet ek voel? My toets is oormôre. Ag, Kookie, hier moet jy altyd so dramaties wees tog. Gee dat ek jou help met jou ou leerwerkies, jong. Dit is wat jy gesê het, voor jy aan die slaap geraak het. Kookie dier, ek het nie geslaap nie. Ek het die binnekant van my oë opgewarm. Wanneer 'n mens se oog warm is aan die binnekant, dan kan die leerwerk makliker inkom. Weet jy, mens moet al alles leer. Partykeer wonder ek hoe dit moet voel om in jou gedagtes te wees. Gaan jy my nou regtig help die keer, of gaan jy ginne slaap en weer aan die slaap raak? Ag, jy moet so dramaties, jong. Raak nou rustig. Maak nou jou oortjies mooi oop. Ek gaan nou vir jou lees, hoor. Die wit haai ook bekend as die witsdoodshaai of witdoodhaai, is 'n haai wat rondom die Suid-Afrikaanse kus voorkom, maar ook in alle oseane van die wêreld aangetref word. Laat ek raai, hulle hoofprooi is die Kaapse mossie. Man, weet jy, ek sien ek gaan sukkel met hierdie kind. Ek het net van naby af gelees, maar jy is heeltemal te hysteries. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan 'n plan maak. Sê my, weet jou juffrou ooit al hierdie goed? O ja, juffrou Strydom weet alles. Sy sê, sy wag vir die dag wat sy iemand ontmoet wat meer weet as sy oor die see. Is dit so? Nee, ons gaan met 'n plan maak. Kookie dier, sê my bietjie, wat is daai seekennerklap van jou se naam? Ek gaan dalk vir ons 'n bietjie 'n plan maak. O nee, mossie, so dom is ek nou nie. Jy gaan nou net weer moeilikheid maak. Kookie dier, maak ek ooit moeilikheid? Ek maak mooi. Ek maak mooi, nie moeilikheid nie. Dis mos die kyk bietjie rond seeklap of wat? Ek is mos mal oor die plek. Nee, mossie, ons is die Loer Marina seekenners. O ja. Ag, Kookie dier, ek gaan vir ons 'n romhuis haal. Ek's nou terug, hoor. Leer maar so lank jou werkies. Ek is nou terug. En nou het ek vir haar die volle naam gegee van die seeklap, die regte een. Hier kom moeilikheid. Ag, hallo daar dierbaar. Kan ek dalk asseblief met juffrou Stry omgesels? Eendag van vrede. Dis al wat ek vra. Tok, ag, hallo daar juffrou Stry om. Mossie Flinkvink bly te kenne. Mossie Flinkvink, man, ek het so uitgesim jou te ontmoet. Dankie vir jou oulike, tog vreemde idees. Ek dink is 'n wonderlike idee om die superkenners so bietjie opgewonde te maak vir leer met 'n gesonde kompetisie. Jy weet, ek se stry om en ons sê nooit nee vir 'n kans om kennis te toets nie. So ek sê altyd, die met kennis is die wat aan die wen is. Kyk nou net hoe pragtig en skattig. Dierbaar. Ja, voordat ons wegtrek met die kompetisie, het ek net een voorwaarde. As jy verloor. Nee of nie. Juffrou Strydom, ek het regtig vir haar probeer sê. Ag man, tog so dramaties en seker van onsself. Ek is mal oor die entoesiasme. Maar as daar 'n kans is as jy dalk verloor, dan soek ek 2 ekstra weke vir die seekenners om hulle voor te berei vir die toets. Jy het 'n stewige onderhandeling, mevrou Flinkvink. Maar okay, ek kan hierdie kans mis nie. So, is dit 'n eksamen wat ons gaan skryf of doen ons 'n mondeling? Mossie, regtig? Luister die Kookie dier, wil jy ekstra leertyd hê of nie? Lees van die blaadjie af. Okay, fyn. Dames en here, welkom by Vat 5, Vat Vas. Watter dier het jou verras?
Ontmoet vandag se deelnemers. Aan my linkerkant het ons 'n dame wat baie lief is vir leer. Agter die boeke is waar dinge vir haar gebeur. Sy word bly as sy kan stry en die oorhand op haar opponente kry. Verwelkom graag vir Juffrou Stryom. En aan my regterkant. Sy is 'n dierekenner in haar eie reg. Sy sal terug met haar kennis kan veg. Sy is vrolik, sy kan sing, maar sy kan ook die kompetisie bring. Gee 'n handeklap vir Mossie Flinkvink. Ek is gereed om my kompetisie op te weer. Genigtig. En op daai noot met die verstandvlam wat brand, maak ons reg vir ronde 1. Welkom by ronde 1. Hula hula hoekom. Elkeen van julle het 'n hula rompie gekry en 'n hula hoop. Die persoon wat die langste kan hula in hulle hula hoop mag die vraag beantwoord. Is julle gereed? Wanneer het hulle die skoolsaal opgemaak? Weet ons skoolhoof dit? Hou op, verskoning soek Stryom. Ag, jy lyk so oulik in jou rompie. Vir wat? Ek sien wat jy probeer doen. Jy moet vir my game afkry. Bring dit. Nou toe. Kom ons begin met die eerste hula hoekom vraag. Hoekom is dit belangrik vir 'n kaptein om sy seile te span? Wow. Ek weet. As die kaptein nie die seile van 'n seilboot span nie, gaan die boot nie vorentoe kan beweeg as die wind waai nie. 10 punte vir jou, Juffrou Stryom. Mossie, kan jy iets bylas vir punte? Ek kan ja. Weet jy, dit is so, die kaptein moet in beheer wees van sy boot en die seile reg span dat die wind kan waai. Maar Spreuke 16 vers 9 sê vir ons, dat 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Die kaptein moet sy boot reghou vir die wind, maar ons moet ons lewe so inspann, dat die Here in en deur ons kan beweeg. Wanneer ons gereed is vir hom, al weet ons nie wat sy plan is nie, dan wys ons vir die Here. Ons fokus op hom, sodat hy dan ons lewe kan gebruik om iets moois te doen. Ja, Fantasties. 10 punte vir jou, Mossie. Dit staan nie in die boek nie. Maar dit is mooi en dit is baie waar. So kry maar jou 10 punte. Fantasties. Nou toe, kom ons beweeg na ons volgende vraag van hula hula hoekom. Hoekom is dit belangrik om baas van jou aas te wees? yes! Kyk hier nee, as jy nou vis vang, dan moet jy weet, die soort aas wat jy daar buite sit, is die soort diere, visse, wat jy gaan lok. En dis daar waar ek van die oulike katvisse geleer het nie, ja. Maar in elk geval, Jesus waarsku ons in Lukas 6 vers 45, dat ons baie mooi moet kyk na dit wat in ons hart aangaan, want dit wat ons aan die binnekant voel, is die manier hoe ons buitentoe leef. En jy moet baas raak van jou aas, dis wat die aasbase vir ons geleer het. As jy kyk na jou gesindheid, dan kan jy sien as dinge nie lekker is nie, en dan weet jy dat die Here gereed staan, en jy kan vir hom vertel dat jy nie lekker voel nie. Want die probleem is, wanneer ons op ons eie moeilike gevoelens hanteer, of ons los dit net hier binne in ons harte, dan raak dit die manier hoe ons buitentoe leef. Gesindheid is die gesondheid van jou hart. Jy moet gereeld jou hart toets, en kyk, waar is dingetjies wat vir jou moeilik is om te voel, sodat jy die Here kan vra om jou te help. Want hy wil jou graag gebruik, maar jy moet jou gesindheid mooi dophou. Fantasties. 'n volle 10 punte vir jou. Nou toe, kom ons beweeg na die laaste vraag van hula hula hoekom. Is julle gereed? Ja, Hoekom moet 'n mens weet dat daar baie visse in die see is? ha! Yes! Kyk ek ook hier. As jy nou 'n seekenner soos julle is, en soos jou juffrou is, dan moet jy weet daar's verskillende soorte visse in die see, sodat jy weet en gereed is wanneer die verkeerde vis dalk in jou net beland. Ons moet al die soorte visse met respek hanteer. En jy moet weet hoe om 'n vis te hanteer as hy in jou net is. Maar, daar lê iets baie dieper daar, Skarreboel. Die Here stuur ons uit om vissers van mense te wees. En partykeer gaan daar mense in jou net beland, of mense in jou lewe beland, wat nie so maklik is om te hanteer nie, nê? Die grondpotte en die klaarkouse. En baie keer wil ons net sê, nee, dis nie my soort mens nie, ek gaan dit nie hanteer nie. Maar die Here verwag van ons, om juis liefde en respek, sy liefde, te gebruik,
om iets vir daardie mens te wys van wie hy is. Jy hoef nie beste vriende met hulle te wees nie, maar ons moet die Here vertrou dat hy ons kan gebruik om iets van sy liefde vir daardie mense te wys. Fantasties, 'n volle 10 punte vir jou, Mossie. In 1 Johannes 4 vers 11 tot 12 staan daar dat ons mense moet lief hê soos wat God mense liefhet. So ons moet hulle met dieselfde respek en liefde hanteer, al is hulle dalk anders. Nou toe, is julle reg om na ronde 2 toe te beweeg? Kyk, ek weet ek verloor en alles, maar ek leer so baie by julle. So ja. Jy nie 'n prentjie nie, skarrebof. Nou gaan ek jou wen. Ha, ha, ha. Kom ons gaan na ronde 2 toe. Kom saam, jy doen dit. Welkom by ronde 2. So, hoe die volgende een sal werk, is julle sal sien dat hier prentjies voor julle lê. Vir elke prentjie wat julle vang, moet julle 'n geloofsles vertel om punte te kan kry. Nou toe, is julle gereed? Gooi die lyne, jy gaan ons. Ek het ene. Ek sou sê, die dolfyn leer ons om ons geluk by God te vind. Want dolfyne glimlag altyd. En ons kan nie altyd glimlag nie. Maar want slegte dinge gebeur tog. Maar as ons vashou aan Jesus en kies om hom eers te stel, dan sal hy by ons wees en hy is in beheer. Fantasties. Ja. 'n volle 10 punte vir jou, Juffrou Strydom. Nou toe, is julle gereed? 1, 2, 3. Gooi die lyne! Kyk hier nee. Die ou groot wat daai is nogal bekend daarvoor dat hy in die sop beland. Letterlik. Want jy sien, hierdie nuuskierige agie van die see kan homself net nie help nie. Hy gaan nader as hy 'n boot sien. En dan is dit baie keer vissermanne wat uit is om hulle te vang. En hulle maak dan haai vind sop van hulle. Nou ek dink ons kan by hierdie nuuskierige agie leer dat ons nuuskierige harte vir ons in die moeilikheid kan bring. Die Here het ons gemaak met 'n nuuskierige hart sodat ons meer van hom wil weet en saam met hom wil leef. Maar o, gedorie, hierdie wêreld is vol soveel nuuskierige dinge. Versoeking kom op ons elkeen se pad en ons moet kies om liewer weg te draai van sleg en die Here te volg. Want wanneer versoeking kom, moet ons regtig sterk staan en weet om nie soos die haai verkeerde dinge na te jaag nie. Dit bring net sonde en moeilikheid. Fantasties, Mossie, 'n volle 10 punte vir jou. Nou is julle gereed. 1, 2, 3. Gooi die lyne! O, Ek sou sê, die pikkewyn leer ons van selfbeheersing. Weet, as hulle vervel, mag hulle vir 3 weke glad nie op die strand, net op die strand bly. Want as hulle in die see ingaan, gaan hulle doodgaan. So, selfbeheersing, want partykeer moet ons kies om nie iets te doen nie. soos cheat. Want ons weet dit is verkeerd. 'n volle 10 punte vir jou, Juffrou Strydom. Nou toe, kom ons kyk. Wie gaan die volgende een vat? 1, 2, 3. Gooi die lyne! Haha. As die ou Robbie, die Kaapse pelsrop of wat sal ons sê ou Robert seeskaap. Want hierdie ouetjies is net soos die skapies van die see. Het julle geweet? As daai ou kleintjies en daar's hordes van hulle op die eiland, na hulle ma roep, dan hoor die ma dit en die kleintjies ken hulle ma se stem en die ma ken die kleintjies se stem. Nou hoe kan ons anderster as om te dink aan die Here? Hy is ons herder. Psalm 23 sê dit vir ons so mooi. Hy is soos 'n herder wat sorg vir ons en ons lei na groen weivelde. En dit is vir ons so belangrik om die Here se stem te ken in hierdie wêreld. Want hy wil vir ons wys waarheen wil hy ons vat in hierdie lewe. Maar dan moet ons tyd saam met hom spandeer en 'n persoonlike verhouding met hom hê. So wanneer ek vir Robert seeskaap sien, dan onthou ek, die Here is my herder en ek wil hom graag volg. Mossie, knap gedaan. Dit is nou pragtig van jou om hierdie lesie so mooi aan te bied. Maar ek dink ons moet vir Juffrou Strydom die laaste kans gee om die laaste een vir ons te verduidelik. Nou toe stry om. Wat het jy? Quickie. Die walvis. Ek dink die walvis leer vir ons om betroubaar of 'n staatmaker te wees in elke liewe ding wat ons doen. Al voel dit partykeer klein en onbelangrik. Want
Dis die kleinste planktonkreefies wat hierdie eislike walvis se maag volmaak. En so moet ons kies om alles wat ons doen, hoe klein of onbelangrik ook al, voluit te doen tot eer van God se naam. Dit is so mooi, Juffrou Strydom. Ek gaan ongelukkig moet sê dat Mossie vandag die vloer met Juffrou gevee het en dat sy hierdie kompetisie gewen het. Maar ons het so baie van Juffrou ook geleer en dit was 'n voorreg. Wat sê? Hoehoe! Ek het die vloer met jou gevee, Strydom. Ag, dankie jong. Kom, ons gaan snoepie toe vir 'n romhuis. Kom. Okay. Kom jong. Kom. Nou toe, wat 'n prentjie. Ek hoop dat julle ook 'n baie goeie les geleer het. Watter een van die groot 5 het vir jou die meeste uitgestaan? Ons sien uit om op die volgende avontuur saam met julle te gaan. Hoi, hou van my 'n pink roomys uit.